Welkom terug by Kyk hoe praat ons. Ons eie gesellige Kyk hoe Kleuter Akademie geselskap. Hier waar ons elke keer interessante gaste nooi om saam met ons oor relevante en prettige onderwerpe te praat. Vandag is ons reeds by episode 5 en ons gesels met die pragtige Anke Human, eienaar van ProBeauty. Sy het 'n diploma in somatologie by Isaac Parsons voltooi in 2009 en is al meer as 15 jaar gevestig hier in Riversdale. Ons duik vandag in alles wat met velversorging te doen het. Van veloplossings en essensiële olies tot sonbrandroom en selfs baba-produkte. Bly ingeskakel. Dit gaan insiggewend, prakties en sommer heerlik interessant. Welkom by Kyk hoe praat ons. Luister saam na kenners, ja. Van dokters tot tandartse en meer. Wenke en raad vir jou kinders se toekoms. Kom kyk hoe en leer ons saam. Slim, warm, betroubaar, altyd hier. Baie welkom hier by Kyk hoe Kleuter Akademie, liewe Anke. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Wie is Anke? Dankie. Jy het nou gesê ek is die afgelope 15 jaar in Riversdale, maar ek is eintlik gebore in Getoe. Hier gebore, hier groot geraak, hier skool gegaan en ek dink soos almal op hierdie stadium die matriek sit nou eindeksamen skryf kan sê hulle kan nie wag om klaar te maak en nie weg te kom nie en ek was ook een van daai gewees. En ja, nadat ek gestudeer het en 'n bietjie gaan werk het oor see en by laserklinieks, maar weer teruggekom huis toe. ProBeauty is die 1 November 15 jaar oud, dan is dit 15 jaar in besigheid, ja, maar ja, aanvanklik gebore in Getoe. Dis like dit wel gedoen wees en wel gedaan. Dankie. Ek verstaan heeltemal hoekom jy teruggekom het in Riversdale. Dit is 'n lieflike dorp. Groot voorreg, ja. Lekker dorp om ons kinders nog groter maak ook met ons skole. Verseker. Wat is die belangrikste verskille tussen 'n baba se vel en 'n volwassene se vel? So ek dink die belangrikste vir ouers is om te weet dat 'n baba se vel nog nie goed ontwikkel is nie, tot met die ouderdom van 2. So die buitenste laagie van die vel, ons praat van die stratum corneum, is nog baie swak ontwikkel, veral met geboorte, wat maak dat die velletjie baie vinnig sy vog kan verloor, maar ook baie vinnig vog kan absorbeer of dan enigiets wat jy kan opsit op die velletjie. So met die stratum corneum het hy 'n basiese olierige laagie wat lê op die vel en die olielaagie is die vel se natuurlike mikrobiom wat die vel dan nou beskerm teen bakterieë of dan nou sonblootstelling en omdat dit nog so swak ontwikkel is dit baie belangrik dat ons versigtig is met wat ook al die produkte wat ons op ons babatjie se gesigte sit omdat dit nog nie so goed ontwikkel is nie. Dit maak heeltemal sin. Ja. Is daar spesifieke velsorgprodukte wat jy vir ons klein mense sou wou aanbeveel? Ek dink nie daar's 'n spesifieke reeks wat ek sal aanbeveel nie. Ek dink dit is maar net belangrik vir die ouer om te kyk na die bestanddele van die produk. So die mikrobiom waarvan ek nou gepraat het, is 'n baie suurlaagie op die oppervlak van die vel, die olielaagie, met 'n pH van 5.5. Jy weet, ons almal het groot geword met daai Johnson & Johnson's advertensie van pH 5.5, maar dit is spesifiek waarna ons kyk, dat 'n produk 'n pH balans het van 5.5 as jy dit op die babatjie se velle kan gebruik. En dan maar net om na die basiese goed te kyk, om seker te maak daar is nie alkohol in nie, daar is nie parabens in nie, daar is nie goed in so sulfate nie. So maar net te kyk om so natuurlik as moontlik te gaan en natuurlik soos geurvry en kleurselvry te wees. Ja. Mense dink altyd as dit baie lekker ruik, dan is dit 'n goeie ding. Ja. Mens moet maar dophou en seker. Ja, en omdat daai barrier van daai vel nog nie so goed ontwikkel is nie, gaan hy outomaties baie meer sensitief wees vir enigiets wat jy bo op die velletjie sit. Ja. Baie ouers verkies om natuurlike produkte soos essensiële olies op babas en kleuters te gebruik. Watter leiding of raad kan jy vir ons ouers gee oor die veilige gebruik daarvan? As ek kom by natuurlike gebruik, is dit lekker om te kyk partykeer sommer wat jy in jou huis het. Ek kyk by myself byvoorbeeld, ons is baie lief daarvoor om klapperolie te gebruik in die huis, of my organiese klapperolie is baie goed vir vel se gebruik as jou vel meer droog is, so babatjies wat geneig is om te sukkel met kruidelkap of ekseem, is dit baie lekker om byvoorbeeld klapperolie te kan gebruik. En dan vir ons wat nou buite op 'n plaas bly, alwyn of enige aloe produk. My seentjies is baie lief daarvoor om uit te gaan en 'n blaar van 'n alwyn af te knip en dan die sap te gebruik om dan nou op enige wond of stikkend plek of koorsblaar of sonbrand
aan te smeer. En kan mens albei direk op die babatjie se vel? Ja, jy kan. Ja, dit is baie veilig. Dit is nou maar net, ek dink ouers moet hulle eie inisiatief gebruik om te besef, jy weet, sê nou maar jou babatjie het ekseem en die velletjie is baie droog, gaan jy meer iets gebruik soos klapperolie wat meer olierig is en 'n hoë vetinhoud het. In die teendeel van sê nou maar die babatjie is geneig tot 'n bietjie baba akne of 'n uitslaggie om iets bietjie ligter soos die alwyn te gebruik om net te kyk na, ons praat van die consistency van die produk. Is hy bietjie meer olierig vir droogheid of is hy bietjie meer waterig of dalk 'n gel basis vir vel wat bietjie meer geneig is tot 'n uitslag of inflammasie, dan soek jy iets wat noodwendig bietjie ligter is. Dis 'n baie goeie leiding wat jy daar Ja. gee. Ek wou weet oor die klapperolie en kruidelkap. Hoe sou jy dit aanwend? Hoe sou jy dit gebruik en was mense dit dan af na Jy was dit af. Ja, jy gebruik dit basies soos 'n body wash vir babatjies. Nadat jy jou was gebruik het, want ek weet jy kry by die apteek natuurlik voorskrif shampoos en body washes wat jy kan gebruik. So nadat jy dit gebruik het, kan jy daar jou babatjie se hare of nekkie waar dit ook al voorkom daarmee was en dan net weer afspoel na die tyd en jy sal voel dat die klapperolie so half 'n barrier op die vel sal los wat dan nou ekstra beskerming sal bied. Dis fantasties. Dankie vir daai tip. Ja, ekskuus, jy het gevra oor essensiële olies ook. Ek dink die algemeenste essensiële olies wat mense maar van hoor is soos lavender of chamomile. Ek weet tea tree is natuurlik baie gewild. Ek dink dit is net belangrik om te weet dat baie van die olies is bietjie meer stimulerend en baie van hulle is bietjie meer kalmerend. So afhangende wat jou probleem is by jou babatjie. As dit byvoorbeeld is dat hulle onrustig is of sukkel met koliek of sukkel om te slaap, dan wil jy kyk na 'n bietjie 'n kalmerende olie soos lavender of chamomile, of as dit kom by sinus of bietjie kongestie of enige iets om 'n bietjie meer uplifting olie te gebruik soos eucalyptus, jou bloekomolie of dan nou jou tea tree. Ja. En hoe sou jy dit gebruik? Sal jy dit direk op die velletjie sit? Ons het nog gepraat oor die velletjie wat alles absorbeer. Is dit wat jy wil doen? Ja, so ek dink wat die meeste mense maar doen is om 'n paar druppels in die badwater te gooi of in 'n diffuser te sit wat baie veilig is. Dit gaan maar afhang van die konsentrasie van die olie. So hoe duurder jou olie, hoe meer gekonsentreerd en hoe beter is hy. En ek is 100% ten gunste daarvan om dit aan te wend aan die baba se lyfie. Iets sou jy dit bietjie verdun met ons praat van 'n carrier olie. So jy kan selfs bietjie olyfolie vat, sê maar 'n teelepeltjie olyfolie met 'n paar druppels, sê maar 2 tot 3 druppels van essensiële olie in. Jy sê 2 tot 3 want jy sê 'n paar en dan Nee, 2 tot 3 is oor genoeg en dit dan aan te wend op areas van die babatjie se lyf waar die meeste lymfkliertjies is. Jy weet so half in die binnekante van die arms, hier by die clavicle-been, agter die knie, hier in die waaie van die heupe waar daar groot lymfkliere is. So hy gaan vinniger daar observeer en dan meer effektief wees. Ja. Ek moet sê ek het baie sukses met my kinders daarmee gehad. Veral soos jy nou gesê het met die kongestie, met my oudste een het dit baie eucalyptus gebruik en ek het dit in 'n diffuser in sy kamer gesit. En dit het hom regtig gehelp om asem te haal. Ek weet soms wonder mense ja, werk dit regtig, maar ek het ervaar persoonlik dat dit regtig. 'n Paar druppels op die kussingsloop van die eucalyptus olie het ek altyd gedoen met die kleintjies. So ek sien 'n paar druppels, maar dit gaan definitief afhang van hoe sterk jou olie is, die konsentrasie van die olie. Ek dink nou aan oor die kussing, daar's karbol ook wat mense by winkels. Ja, dis mos maar bloekom of eucalyptus olie. As ouers dalk nie toegang het tot 'n botteltjie essensiële olies en jy is baie benoud jou dis naweek en jou kind asem kry. Dan daai druppeltjies karbol op 'n kussing help ook wonder. Fantasties, ja. Dit is insiggewend. Okay, refleksologie klink vir baie mense interessant. Kan jy dit vir ons verduidelik wat dit behels en hoe ouers dit self tuis op hulle babas of hulle kleuters kan toepas? Refleksologie is 'n baie interessante onderwerp. Dis iets waarin ek baie gevalle studies gedoen het ook geswat het destyds. Ek doen dit nie meer so vreeslik baie op Riversdale nie. Ek dink my fokus het bietjie meer geskuif na velsorg toe. Maar refleksologie is basies drukpunte op die onderkant van jou voete of dan op jou handpalms wat gelink is aan jou organe of verskillende sisteme in jou liggaam. So die idee is dan nou om daai plekkies te masseer of te stimuleer net om die bloedvloei te verbeter en 'n bietjie ontspanning te bied omdat daai sisteme dan nou beter kan werk. So veral by babatjies, ek dink die twee grootste goed waarop jy kan fokus by babas en kleuters is maar enige spysverteringsissues, babas met koliek, bietjie hartlywigheid, krampies, diarree of dan nou respiratories. Ek gaan nou vir jou verduidelik. Ja, so ek wil nou sommer my handpalm vir jou wys as 'n voorbeeld. As jy nou in jou kop imagine dat jou vingers is nou jou tone, dan kry jy die bal van jou voet. So hierdie hele gedeelte, die bal van die voet is longe,
brankie. So jy kan, as jy dan ligte masseringstegnieke op daai bal van daai voet van die binnekant na die buitekant op beide voete toepas, kan dit regtig vir hulle verligting gee. Ja. En dan spysvertering is maar die ding waarop ek baie gefokus het by my werk en ook by my kinders. So dit lê net onder die bal van die voet in die holtetjie van die voet. Daai hele gedeelte is dan nou jou spysverteringskanaal, darm, maag, selfs galblaas. En soos wat ons geleer het, as jy kloksgewys werk, stimuleer jy en anti-kloksgewys gaan jou 'n bietjie leier maak. So as 'n babatjie sukkel met byvoorbeeld hartlywigheid, wil jy graag kloksgewys met jou vinger net 'n sagte masseringstegniek toepas, of dan nou sukkel met diarree, natuurlik anti-kloksgewys, maar net 'n algemene sagte masseringstegniek oor daai hele area sal definitief vir hulle verligting gee as dit kom by krampies of enige ongemak oor die buik, Dis wonderlik om dit self te kan toepas by die huis, want jy sê nie altyd iemand met wie jy kan gaan met dit. Party van ons mamas is op die plaas hierso en dan is iemand na wie hulle gou kan. En ek sê ook altyd dit gaan nie jou eerste go-to wees nie as jou kind siek is, gaan jy nie net besluit jy wil nou refleksionerie toepas nie, maar saam met die medikasie en saam met jou ander hulpmiddels sal dit definitief vir hulle baie groot verligting gee. Nee, dit is belangrik mense, ek dink deesdae is mense so gou om net medikasie toe te gaan en mense soek 'n oplossing daar, maar mense vergeet dat daar is nie 'n one-stop shop oplossing nie. Mense moet die medikasie, jy moet voorkome, 'n kombinasie van alles, nog iets in ouers se arsenaal is en dan kyk hoe praat ons wat hulle kan insit. Natuurlik, Party babas kry klein wit uitslaggies op hulle velletjies. Wat presies is dit en hoe moet ouers daarop reageer? Moet hulle bekommerd wees daaroor? Help ons. Ek moet sê, dit staan bekend as 'n milia, so klein wit parelagtige, ek wil amper sê vetkliertjie. So ek dink die belangrikste is om te weet dat dit glad nie iets is om bekommerd te wees nie, dis nie iets wat mediese hulp nodig het nie. Dit ontstaan maar oor dooie velletjies wat nie afskilfer nie. So wat dan gebeur is, dit bou op en dan gaan sit dit binne in die follicle van die gesig vas en dan veroorsaak dit dan nou hierdie versteende wit koppie, as ek nou so kan sê. So baie belangrik vir ouers, wil ek net groot asseblief hulle vra om dit glad nie uit te druk nie. Ek dink partykeer is dit so tempting, dit voel vir jou jy kan 'n naaltjie vat en hom net so fliek en dan jy weet hom uitlig. Maar dit is iets wat van self sal opklaar. Dit kan partykeer tot 3 maande vat om op te klaar, maar net om nie daarin te krap of te karm nie, want die kanse van infeksie of jy weet, dat ek kan letsels maak op die einde van die dag is net te groot. En mens besef nie altyd op daai klein velletjie, daai letseltjie lyk dalk baie klein vir jou nou, maar hy groei met hom. Hy groei saam met hom. So vir ons ouers daar buite wat het ons juk gerooi wittetjie, kyk om mis, want so iets anders gaan kyk. Op jou man se gesig of op sy rug. Op Instagram video's. Dr. Pimple Popper. En groeiende naaltjies is iets waarmee baie ouers sukkel. Kan 'n mens dit voorkom of veilig behandel by babas? Ek dink die grootste mite as dit kom by naaltjies knip is, ek sê nou mite, maar ek dink dit is meer 'n natuurlike instink, is dat jy graag daai hoekies wil gaan uitknip. Jy weet die oomblik as jy sien hy raak bietjie rooi of hy lyk bietjie geïrriteerd om dan te gaan en dit wil gaan uitlig. So as dit tot daai punt kom waar dit vir jou lyk hy sit in die hoekies vas, wil ek net ouers graag vra om dit te probeer om dit vertikaal uit te knip en nie skuins nie. So die reël is maar om altyd jou naal so square as moontlik te hou, so reguit en nie rond nie, want die oomblik as hy rond is, dan gee dit die naaltjie potensiaal om dan nou in daai hoekies in te groei. So knip hom so reguit as moontlik en as jy dan nou dit wil probeer uitknip, om dan net dit te probeer reguit uitknip en glad nie skuins nie, glad nie rond nie. En ek weet by baba tees is dit een van die eerste geskenke wat jy kry is hierdie baba veilige naalknippertjies. Tot my grootste frustrasie. Ek moet sê ek het ook van dit gehad by die huis, maar dit voel vir my daai goedjies is so stomp en jy sukkel regtig om die kinders se naels geknip te kry daarmee dat ek sal net voel net vir my rip of the band-aid. Vat 'n volwasse naalknipper, hy's lekker skerp en knip eerder meer gereeld en hou die naaltjie langer as wat jy gaan te kort gaan en hy loop dan die risiko om in te groei. En dan nou net soos ek sê, so square as moontlik en nie rond nie. Is daar iets wat as jy nou sien hy's ingroei, is daar iets wat jy sou voorstel mens opsit byvoorbeeld om te help dat hy nie noodwendig infek nie?
Is tea tree dalk 'n opsie? Definitief jou essensiële olies kan jy kyk na iets antibakteries soos tea tree olie. Ek dink die oomblik as jy sien daar's bietjie inflammasie in of bietjie infeksie in, is dit maar nodig om mediese hulp te kry. Moet asseblief nie jou baba vir my bring nie, maar ek sal dit jou maar naakie uithaal nie. By volwassenes kan ek dit doen, maar nie by babas nie. So om dan maar mediese hulp te kry of dan nou iets soos 'n oor die toonbank anti-inflammatories of antiseptiese salfies soos 'n Bactroban of so iets. Om 'n wattetjie op te sit, daai area lekker sag te hou, toe te plak met 'n pleister en dit behoort iets te wees wat jy by die huis kan behandel. Nee, jy sal nie vir alles doen. Jy wil nie. Ja, dingetjies groei maar net uit en aan. Dit doen, ja. En laastens, hoe belangrik is sonbeskerming regtig vir klein kindertjies? En wanneer en hoe gereeld moet ouers sonblok aanwend? Ek dink ek gaan jou nou nogal verbaas met daai antwoord, dat ek dink baie min mense weet dat sonblok tot op die ouderdom van 6 maande is nie veilig in kinders se gebruik nie. Ja. So ons kom terug na wat ek aan die heel begin gesê het van die babatjie se velle wat nog nie vol ontwikkel is nie. En die meeste van die sonblok op sonskerms wat ons koop by Clicks of by die apteek of waar ook al jy 'n sonblok koop, is maar 'n chemiese sonblok. So ja, so hy het baie chemiese bestanddele in wat dan nou die vel penetreer. In die oomblik as hy die vel penetreer hy die bloedstroom. En omdat die babatjies nog nie so goed en sterk ontwikkel is nie, kan die liggaampies nie altyd daai aktiewe bestanddele verwerk nie. Ja, so want die ding is met 'n chemiese sonblok, dit is so geformuleer om te penetreer in die vel en dan ook die sonstrale toe te laat om te penetreer en dan binne in die vel te neutraliseer. Ja. So daarteenoor kry jy dan nou 'n mineraal sonskerm, so jou sonskerms word opgedeel in chemiese sonskerm of mineraalbasis sonskerm. So jou mineraalbasis sonskerm is natuurlik en hy absorbeer ook nie die vel nie. Hy maak so half 'n laagie op die vel en dan weerkaats hy die sonstrale. So die sonstrale kan nie absorbeer in die vel in nie. Maar ek dink die probleem met 'n mineraalbasis sonskerm is dat hy laat 'n wit residue op die vel. So ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar jy weet nou daai sissies in spar met die spierwit gesigte, dis 'n mineraalbasis sonskerm. So hy reflekteer die lig en dis maar vir kosmetiese redes dat hulle dan nou chemiese sonskerms ontwikkel het, dat jy nie daai wit basis op die vel het nie. So ja, dit is ek dink is net interessant om te weet dat jy moet maar meer fokus op fisiese beskerming by jou baba, by jou kleuter, laat hulle langmoukledertjies aan hê. Sodra maar sonhoed, so fisiese beskerming belangriker as dan nou chemies, ja. Eerder uit die son uithou of eerder in sagte son. Veral vir die eerste 6 maande, ja. Of maar nie daar skerp son. En as jy 'n sonblok koop, maar net kyk dat jy 'n 30 faktor of hoër koop en seker te maak, gewoonlik staan daar op die botteltjie dat hy's broad spectrum coverage. So hy gaan vir jou teen al die UV strale beskerm, UVA, UVB en dan UVC. So broad spectrum coverage, SPF 30 en op. Ja. En as baba of kleuter nou, want ons praat nie noodwendig net oor babas, maar as kleuter nou gebrand het, dan terug na die aloe olie. Terug na die aloe gel, ja. Aloe gel as jy natuurlik wil gaan, wat baie effektief is wat ek altyd op my kinders gebruik het, is Burn Shield wat spesifiek is vir brandwonde, maar wat daai sensitiewe velletjie baie vinnig kalmeer. Ja. Dan was er nog iets wat ek wou vra oor die sonskerm, so die Peters en die Alwyn. Nee, ek wou 'n comment gemaak het oor ons oumas en oupas dat altyd 'n Alwyn plant in die tuin gehad het. Ja. En nou die moderne generasie haal hulle Haal dit uit. Moet dalk maar weer so 1 of 2 plante as hulle uit. Dit sal 'n baie goeie idee wees, ja. Wat 'n heerlike en insiggewende gesprek vandag saam met Antie Riemann van Trou Beauty. Ons het soveel nuwe dinge geleer oor velversorging, essensiële olies, aloe, sonbeskerming en selfs die wonderlike voordele van refleksologie vir babas. Baie dankie Anke dat jy jou kennis en jou tyd en jou passie met ons vandag kon deel het hier. Dit was 'n waarlike bederf om saam met jou te kon gesels. En aan al ons luisteraars, dankie dat julle saam met ons gekuier het. Moenie ons volgende episode van Kyk en Praat misloop nie. Ons bring weer interessante onderwerpe en inspirerende gaste wat saam met ons leer en lag. Welkom by Tot Kyk volgende en keer, Praat ons. bly mooi, Luister bly saam met nuuskierig kinders, en bly kyk. Van dokters tot tandartse en meer. Wenke en raad vir jou kinders se toekoms. Kom kyk hoe en leer ons saam. Slim, warm, betroubaar.
dokters tot tandartse.